Hier in die week praat ek met 'n vriendin van my. Nou praat mens maar soos jy nou praat, van wat is die voornemens en wat wil mens nog graag in 2026 regkry. En soms so lig weg want nie ek of sy is eintlik voornemensmense nie. En daar herinner sy toe nou vir my aan een van die mooiste gebruike van die ou tyd. Onthou julle, die ou mense het so 'n skinderblikkie gehad. My tantes het een gehad en my ouma het ook een gehad. En dis nou veral van toepassing gewees as jy tannies kom kuier of koekies bak of brei. Dan is daar 'n skinderblikkie. En as jy skinder, moet jy betaal. En in die ou tyd was die geld fisiek skaars. So jy het baie mooi gedink voor jy geskinder het. En na ek met haar gepraat het, toe dink ek, ek gaan nou dit doen, hierdie 2026, ek gaan vir my ook 'n skinderblikkie maak. Ek is nou gelukkig nie 'n vreeslike skinneraar nie. Ek het 'n dierbare vriendin, Anet, wat altyd sê, as 'n mens by haar wil kom skinder, en sy sê, wag, moenie 'n vullisdrom maak van my ore nie, kom ons praat oor die pragtige bome daar buite. So het ek nou al hierdie jare gekom, en dan kom ek nie van 'n mamma af, wat lief is vir skinder nie. Maar ek gaan tog my blikkie maak, want weet jy, partykeer as jy in 'n geselskap is, en iemand raak aan die skinder, het ek myself nou al uitgevang. As ek weer sien, dan woeps, is ek ook in die prentjie met of ek dra by, of ek luister in. Nou sit ek dink ek hier op my stoel oor 2026, wat gaan ek nou maak met my skinderblikkie? Toe dink ek, maar hier is net so sleg om na 'n skinderstorie te luister. As jy in 'n geselskap is, mens hoef jy 'n hoelebelaat te maak nie. Ek sal nou sommer lekker opstaan en sê ek gaan 'n bietjie water drink. Want ek kom nou agter vandat sy dit nou vir my genoem het in. Ek is nou besig, ek is indagtig met hierdie skinderblikkie. En ek raak toe bewus daarvan dat as ek skinder, dan is dit half of ek iets lelik aan myself ook doen. Dis nie net aan van hy een wat ek skinder nie. My oupa Skutte het altyd gesê, is it kind? Is it true? Is it necessary? So hierdie 2026 is dit nou my begeerte om te oefen. Hoe kan ek maak om nie iets te sê van iemand wat ek nie noodwendig die feite van het nie, en dit kom gewoonlik met 'n ding af. Ek dink baie keer as jy worstel jaloesie, jy's iewers jaloers op baie een, nou hoor jy, hoe jy gehoor. En ek dink wat mens jouself mee kan besig hou, in plaas daarvan om te kyk wat die ander doen en waar hulle fouteer, bring my nou by oom Johannes, wat altyd so gepraat het van hoe mens net jou pad moet skoffel elke dag. Want as jy jou pad skoffel, het jy nie tyd om rond te kyk of rond te luister wie skinder waar nie. En as jy jou toespits om hier in jou eie lewe te skoffel waar jy kan. En veral op die sosiale media is dit altyd my so hartseer as mense so 'n storie soos 'n veldbrand begin versprei, want dit begin altyd by 'n skinder. So ek gaan nou baie geïnteresseerd wees hoe my skinderblikkie, hoeveel geldjies hy gaan hê teen die einde van die 2026, en ek sal seker maak dat ek vir julle hier teen die einde van die jaar sê hoeveel geld is in my skinderblikkie.